Genesis 26. 'n Sware hongersnood het weer die land getref, soos in die tyd van Abraham. Daarom het Isak verskuif na Gerar, waar Abimelek, die koning van die Filistyne, gewoon het. Daar verskyn die Here aan Isak en sê: Moenie Egipte toe gaan nie, bly hier waar ek vir jou sê. Bly in hierdie land as 'n uitlander. Ek sal met jou wees en jou seën. Ek sal hierdie hele land aan jou en jou nageslag gee, soos ek aan jou pa, Abraham, beloof het. Ek sal jou nageslag so ontelbaar maak, soos die sterre in die lug. Ek sal die hele land aan hulle gee. Jou nageslag sal die draer wees van seën vir al die nasies op die aarde. Ek sal dit doen omdat Abraham na my geluister het en gehoorsaam was aan al my vereistes, bevele, voorskrifte en gebooie. Isak het dus in Gerar gebly. Toe die inwoners navraag doen oor Rebekka, sê hy: Sy is my suster. Hy was bang hulle sal hom dalk doodmaak as hulle weet dis sy vrou, want Rebekka was baie mooi. Na hulle al 'n tyd lank daar gebly het Abimelek, die koning van die Filistyne, eendag deur die venster gesien hoe Isak vir Rebekka liefkoos. Abimelek het Isak laat roep en sê vir hom: Sy is dan jou vrou, hoekom het jy gesê sy is jou suster? Dis omdat ek bang was iemand maak my dood om haar in die hande te kry, antwoord Isak. Hoe kon jy dit aan ons doen, sê Abimelek. Iemand kon maklik jou vrou geneem en by haar geslaap het. Dan sou jy skande oor ons gebring het. Abimelek het toe in die openbaar gewaarsku: enige een wat hierdie man of sy vrou kwaad aandoen, sal met die dood gestraf word. Daardie jaar het Isak 'n baie groot oes gehad. Hy het 100 maal meer geoes as wat hy geplant het, want die Here het hom geseën. Hy het baie ryk geword en sy rykdom het aanhou vermeerder. Hy het groot troepe kleinvee en beeste gehad en baie slawe. Die Filistyne het daaroor jaloers geword op hom. Hulle het Isak se putte met grond toegegooi. Dit was putte wat sy pa Abraham se slawe nog in sy tyd gegrawe het. Abimelek sê toe vir Isak: Gaan weg van ons, want jy het sterker as ons geword. Daarom het Isak na Gerar later verskuif en daar gaan woon. Hy het die putte wat sy pa gegrawe het, maar wat die Filistyne na Abraham se dood toegegooi het, weer oopgegrawe. Isak het dieselfde name vir die putte gegee as wat Abraham vir hulle gegee het. Sy skaapwagters het ook in Gerar laagte gegrawe en 'n sterfontein gekry. Maar die plaaslike skaapwagters het die fontein vir hulle self toegeëien. Dis ons water, het hulle gesê, en met Isak se skaapwagters rusie gemaak. Isak noem toe die put Esek, omdat hulle daaroor rusie gemaak het. Isak se mense het toe 'n ander put gegrawe, maar die Filistyne het ook daaroor beswaar gemaak. Isak noem dit toe Sitna. Hy het weer verskuif en nog 'n put gegrawe. Hierdie keer het die plaaslike mense hom met rus gelaat. Hy noem toe die put Rehoboth, want, het hy gesê, uiteindelik het die Here vir ons ruimte gemaak. Hier sal ons nou voorspoedig wees. Isak het daarvandaan na Beersheba toe getrek. Met sy aankoms daar het die Here die aand aan hom verskyn en gesê: Ek is die God van jou pa Abraham. Moenie bang wees nie, want ek is by jou en sal jou seën. Ek sal jou nageslag baie maak en hulle sal 'n groot nasie word. Ek sal dit doen omdat ek dit vir Abraham, my diensknegt, beloof het. Toe bou Isak daar 'n altaar en aanbid die Here. Hy het daar kamp opgeslaan en sy slawe het daar 'n put gegrawe. Op 'n dag kry Isak besoekers uit Gerar. Dit was koning Abimelek, saam met sy raadgewer Agisat en Pikol
die bevelvoerder van sy leer. Hoekom het julle na my toe gekom, vra Isak hulle? Julle haat my en het my van julle af weggestuur. Hulle antwoord hom, dis vir ons duidelik dat die Here met jou is. Daarom het ons gekom om 'n verdrag met jou te sluit. Lê 'n eed af dat jy ons nie kwaad sal aandoen nie, net soos ons jou nie skade berokken het nie. Ons het jou net goed behandel en jou in vrede weggestuur. En kyk, hoe seën die Here jou. Isak het 'n groot fees voorberei en hulle het geëet en gedrink. Vroeg die volgende oggend het hulle onder eed 'n verdrag gesluit. Isak het hulle toe in vrede laat gaan. Daardie selfde dag kom rapporteer Isak se slawe oor 'n put wat hulle gegrawe het. Ons het water gekry, het hulle gesê. Isak noem toe die put Seba. Daarom is die naam van die stad nou nog Beersheba, put van die eed. Toe hy 40 jaar oud was, het Esau met Jehudit, die dogter van Beeri, 'n Hittiet getrou. Hy het ook met Basemat, die dogter van Elon, ook 'n Hittiet, getrou. Esau se 2 vroue het egter vir Isak en Rebekka baie verdriet besorg.